Vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees rondom die woord van die Here. Nou is altyd 'n voorreg om die woord van die Here te kan oopmaak, daaruit te kan lees en onderrigting te ontvang. Nou ons is tans besig met die baie interessante en relevante tema van verhoudingsprobleme en dan ook die Bybelse oplossings en antwoorde daarvoor. Ek het vir u gesê, vriende, dat die Here die mens in absolute volmaaktheid geskaap het, in volmaakte harmonie met God en met mekaar. En ons het gelees in Genesis 3 hoe die sondeval plaasgevind het, en ons het die duidelike effek van die sondeval gesien in Genesis 4, toe die eerste twee broers in vyandskap geraak het en die een die ander een doodgemaak het. Ek het vir u gesê, dat dwars deur die geskiedenis in elke nasie, taal, volk en stam vind ons presies dieselfde tendens, dat daar gespanne verhoudinge is. Leiers is gespanne teenoor ander leiers en oorlog vind plaas, mense, misdaad vind plaas, en die grootste en belangrikste verhouding wat die Here daar gestel het, is die huweliksverhouding. En ek het vir u gesê ook die tragiese statistiek wat gaan oor die gedagte van die huwelik, dat 50% plus van eerste huwelike in die egskeidingshof beland, oor die 80% van tweede huwelike en oor die 90% derde huwelike wat in die egskeidingshof beland. Ek het vir u gesê, die groot rede daarvoor is omdat die hele wêreld om ons draai. En verskoon maar die Engels, dis me, myself en I, en ons word deur die sielkundiges so geleer, ons word by die skole en by die sonnaskole en by die kerke geleer, jy's die middelpunt van hierdie heelal, alles draai om jou. As hierdie man jou nie gelukkig maak nie, damp hom. As hierdie vrou jou nie gelukkig maak nie, los haar. Soek daar die perfekte ene wat jy in die Hollywood movie sien. En nie moet maar verskoon as ek so 'n bietjie platvloers praat, maar dis die mentaliteit van die mens van vandag. Dis asof ons nie meer ons verdiep in God se ewige woord en in sy waarheid nie, want u sien, die probleem is, die Bybel sê dat die opening van u woord, dit bring wysheid. Dit maak die eenvoudiges verstandig, en omdat mense nie meer lief is vir die woord nie, wat gebeur? Hulle redeneer absoluut en totaal op 'n manier wat 'n mens eintlik by jouself dink. Kan mense met 'n logiese verstand so redeneer en so optree? Mense met 'n geleerdheid, kan hulle sulke stupid dinge doen? En ag, die antwoord is voor die hand liggend, ja. Beteken nie as jy kennis het, dat jy wysheid het nie. Beteken nie as jy geleerdheid het, dat jy regte besluite maak nie. Dis God se woord en sy woord alleen, wat vir ons in hierdie opsig leiding en rigting kan gee. Ek het vir u gesê, vriende, dat die Here die man en die vrou geskaap het, en die Bybel sê dat die man sal sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef, hulle twee sal een vlees wees. Ek het vir u gesê, hierdie selfe opdrag word in Efesiërs 5:31 dan herhaal, en ons het gekyk na wat beteken die gedagte van verlaat, aankleef en een vlees wees. Ek het vir u gesê, ons gaan later 'n bietjie praat oor die man moet sy vrou lief hê, wat dit beteken, die vrou moet aan haar man onderdanig wees, ons gaan kyk wat dit beteken, ons gaan 'n bietjie kyk na die kinder-ouer verhouding, die werkgewer-werknemer, en ons rol in die algemeen in die samelewing. Maar vanmôre is ons besig met daardie klompie vrae wat ons besig is om te beantwoord. En jy sal onthou, ons het al reeds so 10 vrae met mekaar hanteer, en ons moes vir onsself punte gegee het, want ek het vir julle gesê, vriende, dat die huweliksverhouding die enkel belangrikste verhouding is wat God daar gestel het. En as ons huweliksverhouding nie reg is met mekaar nie, dan kan ons verhouding met God en ander mense nie reg wees nie. Ek gee nie om wat sê mense nie, ek gee nie om wat sê 'n samelewing nie. As jou verhouding met jou man of jou vrou nie reg is nie, dan kan jou verhouding met God nie reg wees nie, en vice versa. As jou verhouding met God nie reg is nie, dan kan jou verhouding nie met jou man en vrou reg wees nie. Ons verdra mekaar baie keer, en ons byt op ons tande, en ons kners op ons tande, en ons hou maar duim vas, dat dinge beter gaan, en soos mense vir my sê, Dominee, ek soek nou al vir jare lank na die vervaldatum op my huweliksertifikaat, ek kry dit nie, hoor hierso, van egskeiding het ek nog nooit aan gedink nie, maar van moord al baie, en jy hoor al hierdie sinnelose uitlatings wat mense maak, en jy kom agter die gespanne verhouding, wat eintlik so tikkie van hemel op aarde moet wees. Onthou, die huwelik is nie 'n oorlogsveld nie. Dis nie 'n plek waar ons mekaar moet die stryd aansê nie, is juis 'n plek waar ons vrede en veiligheid en liefde en verdraagsaamheid moet vind, soos God dit bedoel het. U sal onthou, die vraag wat ons hanteer het, moes punte voorgegee geword het. 1 is nooit, 2 is soms, 3 is dikwels, 4 is baie dikwels, en 5 is altyd. En u sal onthou, ek het begin met die gedagte, aanvaar ek my lewensmaat vir wie hy of sy is, of is ek gedurig veroordelend teenoor hulle? Ons het gekyk, is ek toegewyd in my huweliksverhouding, groei my liefde teenoor my huweliksmaat, en ons het hierdie vraag hanteer. Vanmôre gaan ons stilstaan by die 11de vraag. En onthou om vir jouself punte te gee, né? Onthou, 1 is soms, en 2, ek vra verskoning, 1 is nooit, 2 soms, 3 is dikwels,
4 baie dikwels en 5 is altyd. Kom ons kyk na die 11de vraag, wat ons eerlik voor die Here en mekaar moet beantwoord. Is ek 'n persoon wat vinnig regmaak as ek die ander een te nagekom het? Soek ek so gou moontlik vergifnis en herstel? Nou vriende, ons almal wat getroud is en langer as 'n maand getroud is, ken die silent treatment wat ons vir die huweliksmaat gee. Mans doen dit met hulle vroue, vroue doen dit met hulle mans, en ons is soos brombeere in die huis, ons sê vir mekaar net die nodigste, ons maak nie oogkontak met mekaar nie, ons loop in die huis soos twee brullende leeu's, en ons kyk of ons mekaar nie kan verslind op een of ander tyd nie. En ek wil vir u sê, as jy 'n kind van die Here is, en ek 'n kind van die Here is, dan behoort dit nie deel van my en jou lewe te wees nie. Ek het vir u gesê dat hierdie reeks vir ongeredde mense nie veel sal beteken nie, want ongeredde mense gaan oor me, myself en I. Die sielkundiges, die wêreld, die skole, die universiteite, die kerke, leer vir die mens dat jy is die middelpunt van belangstelling. Die Bybel leer vir ons, jy moet minder word, sodat Christus meer kan word. En daarom is die vraag vanmôre wat ek vir jou wil vra en vir myself, is ek 'n persoon wat vinnig regmaak as ek die ander een te nagekom het? Soek ek so gou as moontlik vergifnis of herstel, of as ek iemand wat vir 'n lang tyd kwaad in my hart dra, en later gaan hierdie kwaad oor na bitterheid, en hierdie bitterheid na verwyte, en dit verongeluk my huwelik en my verhouding met my man of my vrou. Ek wil vir u vra dat u onmiddellik, as u so gesindheid koester, sal hoor wat sê Matteus 5:23. As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. U sien vriende, as ons verhouding met ons man of vrou nie reg is nie, dan blokkeer dit my verhouding met die Here. U moet onthou, hierdie dinge is alles in mekaar geweef. Dis soos 'n legkaart wat in mekaar pas. Moenie dink dat jou verhouding met God reg kan wees en jou verhouding met jou vrou is nie reg nie. Ek gee nie om wat mense sê nie. Ek dink nie as iemand dink hy is geestelik en hy bid kwansy so lank en hy doen soveel sendingwerk en hy preek en hy is met soveel dinge van die Here besig, maar hy kan sy vrou nie verdra dat hy 'n geestelike persoon is nie. Hy's 'n leienaar en sy lewe wys dat hy 'n leienaar is. As jou verhouding met jou vrou nie reg is nie, kan jou verhouding met God nie reg wees nie. As jou verhouding met jou man nie reg is nie, kan jou verhouding met God nie reg wees nie. Daarom is die gesindheid altyd, as daar iets is wat spanning bring, is jy die een wat die eerste stap neem om dan daardie persoon om verskoning te gaan vra en herstel te soek. Al is dit nie jou skuld nie. Ek sê nie jy moet vergifnis gaan vra vir iets wat jy nie verkeerd gedoen het nie, maar om eenvoudig te sê, maar kan ons nie maar hierdie ding oplos op 'n Bybelse verantwoordbare manier, sodat ons die Here kan verheerlik nie. Die Here sê vir ons in Jakobus 5:16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. As jy bid, bid jy vir jou huweliksverhouding. Here, bring herstel en bring vrede en bring daardie eensstemmigheid sodat ons U kan verheerlik. Vriende, in plaas van om hierdie bitterheid te koester en om hierdie silent treatment te gee vir my geliefde, sê die Bybel ek moet eerder aktief besig wees om my lewensmaat geestelik op te bou. Dis wat die Here van sy kinders verwag. Hoor dit staan in 1 Tessalonisense 5:11. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Luister, in plaas van om jou vrou sleg te sê of jou man sleg te sê of vir hulle hierdie silent treatment te gee of hierdie bitterheid in jou hart te koester, wat moet jy doen? Bemoedig hulle, bou hulle op. Kyk na die goeie wat hulle doen en komplimenteer hulle daaroor en sê kom ons bid en kom ons eer die Here vir nog 'n dag waardeur hy ons gedra het en geseën het as 'n huwelikspaartjie. Jy moet onthou, aan die einde van jou en my lewe gaan ons of met bittere spyt en bittere berou sit. Ons gaan aan die einde van ons lewe sterf en voor die Here rekenskap gaan gee. En jy moet vir jouself die vraag afvra, hoe gaan ek na my ou dag beweeg as God my spaar en ek word miskien 70 of 80 jaar oud? Gaan dit 'n lewe van bitterheid en verwyte en al hierdie dinge wees, of gaan ek met vreugde en blydskap saam met my huweliksmaat oudag tegemoet en dan die ewigheid om loon by die Here te ontvang? Efesiërs 4:29, laat daar geen vuil woord uit julle mond kom nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die een wat dit hoor. Jy hoor dikwels as 'n man vir 'n vrou blomme bring, dan vra sy dadelik vir hom, nou wat het jy verkeerd gedoen? Jy sien die groot rede daarvoor is dat dit eintlik iets onnatuurlik is wat gebeur in die huis en die vrou is dadelik spesieus oor wat aangaan.
Vir 'n kind van die Here moet dit nie so wees nie. 'n Man moet sy vrou bemoedig. Hy moet gereeld haar spesiaal laat voel. Hy moet haar gereeld opbou deur die woord van die Here in die allerheiligste geloof. Die vrou moet gereeld aan haar man eerbied betoon, liefde, ontzag, hom komplimenteer oor die leiding wat hy neem in die huis en die wysheid wat hy toepas, ook in die hantering van situasies. En as ons hierdie goed gaan begin implementeer, vriende, gaan ons die Here verheerlik. U sien, die groot rede waarom ons dit nie doen nie, is sonde. Sonde van selfsug, sonde van eie belang, is sonde van dat ek myself en my gedagte wil kom vestig in plaas van dit wat God in sy woord vir ons gegee het. En daarom bid ek vir jou en ek bid vir myself, dat ek en jy die persoon sal wees wat vinnig sal wees om 'n verkeerde saak reg te maak. So gou as moontlik vergifnis te soek en dan my huweliksmaat op te bou in die allerheiligste geloof. Mag die Here vir my en jou genade gee daartoe. En ons gaan môre by die 13de vraag uitkom en ons vertrou die Here vir wysheid ook, dat ons eerlik kan wees, regstellings kan maak en God so kan verheerlik. Mooi dag vir u verder, tada.